Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdag. Nee, waar val ek met Woensdag? Vrydagoggend, julle mense gaan my vloek. As ek sê dis Woensdag, ek dink daar is party mense wat sê, Vrydag, asseblief Vrydag. Maar ek hoop dat julle is reg vir hierdie dag wat voorlê en baie dankie dat ek met julle 'n stukkie sielskos kan deel. My boetans, as ek vanoggend met julle praat oor iets en my bedoeling is glad nie om iemand te veroordeel nie, maar my bedoeling is om vir jou te wys dat daar is hoop. En hoekom sê ek dit? Baie van ons bevind onsself met 'n verslawing. Nou ons almal weet, as ons die woord verslawing hoor, dan dink ons dadelik aan pornografie, ons dink aan drank, ons dink aan sigarette, ons dink aan dwelms. Daar is soveel maniere van verslawing. Weet jy my boetans, Sissa? Jou TV kan jou verslawing wees. Jou laptop kan jou verslawing wees. Daar is soveel dinge wat 'n verslawing kan wees. En weet jy wat doen hierdie verslawing? Dit keer jou om tyd saam met die Here te spandeer. Hoekom? Want jy is so obsessief met daai dinge wat 'n verslawing in jou lewe is, dat jy heeltemal vir God een kant toe skuif. Maar, weet jy wat my boetans, Sissa? Daar's hoop. En hoekom sê ek daar's hoop? Want jy kan hierdie verslawing oorkom. Wanneer jy jou gedagtes rig na dit wat daarbo is, kan ek nou vir jou sê, gaan dit jou op 'n plek bring, waar jy net sê, maar luister, ek is nou klaar met hierdie verslawing, ek is klaar met dit, ek wil eerder aan die woord verslaaf wees, ek wil eerder aan God verslaaf wees, as wat ek aan aardsdinge verslaaf is. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee, dit is 'n baie simpel voorbeeld, maar ek is een van daai wat baie lief is daarvoor om my naels te kou. So daar kom een van my skandes uit. Ek hou daarvan om my naels te kou. En partykeer kou ek dit so dat ek dit in die lewe afkou. En dan pyn dit. En elke keer sê ek vir myself, Hannes, moet dit nie doen nie, maar jy hou aan om dit te doen. En so 'n maand terug, toe sê ek vir myself, Hannes, nee, nou moet ek iets doen. Want in die eerste plek, jy kou dit in die lewe af, dan is dit bitter seer. En in die tweede plek, daar is soveel dinge wat jy kan gebruik om jou naels mooi te maak. Jy het naaldveilers, jy het naalknippers, jy kry nou selfs 'n elektriese naalknipper. En ek weet ek het een vir Kersfees gekry. En ek het toe net besluit, weet jy wat, ek wil graag hê, mense moet na my kan kyk en sê, maar hierdie persoon kyk mooi na sy voorkoms. Selfs ek het ook selfs hierdie obsessie gehad van, my kop moet so kaal geskeer voel, dat dit lyk asof daar nie 'n teken van hare is nie, maar ek besef dat ek skeer my vel eintlik baie stikkend. En nou dieselfde met die naels. Ek het net besluit, weet jy wat, kom ek werk bietjie daaraan. En ek is trots om te sê, is nou al meer as 'n maand, en ek kan nie dink dat ek al my naels weer in die lewe afgekou het nie. Jy sal dit vuil hier en daar is ook 'n naaltjie wat jy dalk sal aftrek of so, maar ek kan met alle eerlikheid sê, ek het nou gekom op 'n plek, ek kou nie meer my naels so nie. En weet jy, wat maak my moontlik om dit te doen, my boetans, Sissa? Die Here se teenwoordigheid, die Here se genade en die Here se leiding. Hoekom? Want my boetans, Sissa, sonder die Here se leiding, kan jy nie hierdie verslawings oorkom nie. Jy kan nie. Ek meen, dit is soos jy wat lief is daarvoor om te drink. Kyk, ek sê nie daar is fout met as iemand 'n drankie of so geniet nie, maar drink jy om dronk te word of drink jy uit geselligheid? Jy sien, daar's 'n groot verskil tussen om te drink, om in te pas en om te kuier, en dan natuurlik om net 'n drankie te geniet vir 'n goeie geleentheid. Dit is hoe ek dit sien. Ek weet, daar's kerke wat nie met my gaan saamstem nie, maar dit is wat ek glo. En ons kan lank hieroor debatteer, maar dis nou nie die doel van vanoggend se sielskos nie. So, wat ek vir jou wil sê is, my boetans, Sissa, daai verslawing wat jou lewe oorneem, lê dit voor God neer, bring dit voor hom, en onthou, deur die genade van God, deur die krag van God, is jy in staat om hierdie verslawing te oorkom. Jy kan dit oorkom. Filippense 4 vers 13 sê Paulus nie verniet, dat ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee nie. Wanneer God jou die krag gee, om hierdie verslawing neer te lê, om hierdie verslawing te oorkom, kan ek nou vir jou sê, jy gaan dit oorkom. Gebeur dit oornag? Nee. As dit vir party mense werk oornag, wonderlik, wel gedaan.
Maar ongelukkig werk dit nie vir almal so nie. Dis 'n proses. Maar as jy bereid is om daai verslawing neer te lê, as jy bereid is om 'n nuwe blaadjie om te slaan, sonder hierdie dinge wat jou so vashou, in 'n verslawing hou, kan ek nou vir jou sê, my boetie en sissa, jy gaan sterker aan die ander kant uitstap, jy gaan 'n nuwe mens uitstap, jy gaan 'n oorwinnaar wees en jy gaan dit oorkom. Dis wat ek graag met jou wou deel vandag. Kom ek bid vir jou. Vader, ek dra my boetie en sissa aan U op. Ek weet daar's baie van ons wat sukkel met iets waaraan ons verslaaf is. Vader, ek bid in Jesus naam dat ons vandag daai besluit sal maak om te sê, ek lê dit voor U neer en ek bid, Jesus Christus, verander my lewe, raak my lewe aan, iets moet vandag gebeur. Something has to break. En ek bid in Jesus Christus naam dat my boetie en sissa die krag sal hê om te sê, ek wil hierdie neerlê, meer van God, minder van my, in Jesus Christus naam. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julle self. En natuurlik, as dit die Here se wil is, bring ek maandag weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal en geniet julle naweek. Totsiens.